Goeiemôre. Jy luister na oordenking 124 in die reeks. Ons tema vanoggend is oordeelsfoute. Jy weet, ons almal maak oordeelsfoute. Daar is nie 'n mens wat nog nie een of liewer vele gemaak het nie. Maar wie die man of vrou wat 'n oordeelsfout begaan en 'n ander mens se lewe ruïneer. Dis 'n absolute tragedie dat waarskynlik duisende, tienduisende, meer mense se lewens deur oordeelsfoute op 'n verkeerde traject gestuur is. Oordeelsfoute aangaande mense se vermoëns of erger nog, mense se waarde. Neem nou die verhaal van Viktor Serebriakov. Op 14 het hy, soos talle ander kinders van sy tyd, 'n IQ-toets geskryf en het sy uitslae getoon dat hy nie besonder geseën is met intellektuele vermoëns nie. Hy het maar gesukkel op skool. Onder andere omdat hy disleksies was. Tog het hy 'n voorliefde gehad om nuwe dinge te leer en hy het aangehou om homself toe te spits op verskillende vakgebiede wat hom interesseer. Op 31-jarige ouderdom moes hy weer 'n IQ-toets skryf toe hy aansoek gedoen het vir 'n nuwe geleentheid. En die verstommende resultaat was dat sy IQ 161 gemeet het, wat hom geplaas het in die kategorie van geniale mense. Hierdie belewenis vanuit sy eie lewe het hom op 'n nuwe traject geplaas, waar hy 'n beroemde sielkundige en opvoedkundige geword het, juis op die gebied van persoonlikheid, kreatiwiteit en intelligensie. Catherine Briggs en haar dogter Isabel Briggs Myers het die bekende Myers-Briggs Type Indicator ontwikkel. Wat merkwaardig is dat nie Catherine of Isabel enige formele opleiding in sielkunde gehad het nie. Catherine het 'n graad in onderwys gehad en het as onderwyser en ma agtergekom dat sekere kinders sekere voorkeure toon. So het sy meer daaroor begin oplees en uiteindelik vorendag gekom dat sommige mense ekstroverte en ander introverte is, dat sommige sensories inligting waarneem en ander weer meer intuïtief. Sommige mense neem besluite op grond van detail en afstand, terwyl ander weer op grond van emosionele oorwegings te doen. En dan is daar die meer georganiseerde mense wie se lewens hoogs gestruktureerd is, en wel, die ander wie se klere en sleutels gereeld soek is en wat laat is vir afsprake. Sy kon reeds in kinders se speel agterkom dat hulle so van mekaar verskil. Niemand wou hulle eintlik ernstig opneem nie, omdat hulle nie formele sielkundige opleiding gehad het nie. Totdat 'n vriend van die familie vir hulle die geleentheid gegee het om mediese studente of studente wat aansoek doen om medies te gaan studeer en daardie studente te toets. Hulle kon uit hulle bevindinge vir hulle wys dat reeds met die aansoeke vir toelating het hulle sekere persoonlikheidsvoorkeure uitgesluit, onder andere diegene wat detail georiënteerd is en langer vat om die data te fynkam en teen mekaar op te weeg. Hulle het die antwoorde reg gehad, maar hulle het langer geneem om te voltooi en omdat daar 'n beperking is op tyd, het hulle nie deur al die antwoorde het hulle nie al die vrae kon beantwoord nie. Kan jy dink hoeveel studente se lewens op so 'n manier en hulle toekomse op so 'n manier bepaal is, deur blaatante oordeelsfoute, en hulle so in kategorieë geplaas is van begaafd versus nie begaafd genoeg nie. En die ergste van alles, is dat daardie kwaliteit juis van dokters, uitstekende dokters sou maak. Daar is ook studies wat bevind dat kreatiewe mense, wat intuïtief georiënteerd is, stadiger werk en langer neem om byvoorbeeld IQ-toetse af te lê. Die IQ-toets is binne 'n bepaalde tydsaspek afgelê, maar in die werklike lewe sou daardie kunstenaars meer tyd gehad het vir baie meer detail, en dis juis wat hulle suksesvol sou maak. Ek wil graag iets van myself deel.
My eie uitdagings op skool hou nogal verband hiermee. Ek het 'n brein wat vreeslik maklik afdwaal. Genade. Ek sal na 'n lesing of 'n preek luister, waarna die persoon sal sê, kat, byvoorbeeld. En as ek my weer kan kry, is ek besig met katte, en stories oor katte, en iets wat ek gelees het oor katte, of die probleemkatte in die omgewing wat al die voeltjies vang. En die eerste keer dat ek weer tot verhaal kom, is wanneer die prediker sê, amen, of die dosent sê, dit is dan al vir vandag. Dit het baie keer in toetse en eksamens gebeur, en selfs vandag toe nog in situasies, wat ek 'n vraestel deurlees of iemand iets sê, waarop ek dan onmiddellik 'n antwoord moet gee, maar dan sien ek in die vraag verskillende interpretasiemoontlikhede. En afhangende van watter vertakking ek neem, gaan dit my by ander antwoorde uitbring. Nou hoe op dese aarde gee jy 'n antwoord, as jy nie eers weet wat die persoon vra nie, as jy nie eers die woordbetekenisse uitsorteer het nie. Die raamwerk waarbinne skool plaasgevind het, was vir my niks lekker nie. Ek het nie van leer of van lees op skool gehou nie. Dit was eers na skool, dat ek my liefde vir leer en lees en studeer ontdek het. En dit was juis in velde wat my geïnteresseerd het, wat my geprikkel het om meer daaroor te weet. Vandag is ek 'n kompulsiewe leser. Ek is mal daaroor. As ek 'n dag deurgaan en nie gelees of iets niets geleer het nie, voel ek sommer goor, voel sommer leeg, voel of ek 'n dag gemors het. As daar nou een ding in hierdie reeks is wat ons nou al geleer het, is dat die mens nie 'n standbeeld is nie. Ons is nie 'n blok graniet nie. Môre is nie vasgestel. Ons toekoms is nie gestol nie, is nie staties nie. Dis altyd oop, is altyd dinamies, nuwe geleenthede, en afhangend van hoe ons brein gebruik, die kopskuif of kopskuiwe wat ons maak, en die omhelsing van al ons gawes, sal ons lewenspad anders verloop. Dis eintlik soos hemelse kore wat begin sing, wanneer die mens besef hoe ongelooflik God ons geskape het, met soveel gawes, talente en verskillende soorte intelligensie. In hierdie verband moet jy eenvoudig Ken Robinson se boek The Element lees, waar hy praat oor menslike vermoëns. Nie op 'n manier wat die mens verhef of iets soos dit nie, maar werklik net sê hoe verskillend ons is en hoe ons verskillende soorte intelligensie belangrik is. Nie net vir elkeen van ons se eie ontwikkeling nie, maar vir die samelewing in geheel. Ek weet regtig nie wat my IQ is nie. En ek het geen begeerte om dit te weet nie. Vir my gaan integriteit, eerlikheid, loyaliteit, harde werk, deursettingsvermoë en uiteindelik wat ons in die Bybel lees as gawes van die Gees, ons baie verder bring as om bloot op IQ te fokus en mense te oordeel en te weeg en te meet daaraan. Kan dit wees dat ek en jy 'n oordeelsfout oor onsself begaan en onsself laer weeg, minder ag as wat ons werklik kan, wat ons werklike vermoëns is? Doen ons dit met mense rondom ons? Daar's nog soveel wat ons moet leer oor ons gedagtes en ons brein en ons menswees. Maar daar's soveel wat ons moet stil word oor, moet reflekteer en diep nadink oor ons lewens. Mag ek en jy werklik elke dag ten minste 15 of 20 minute eenkant toe sit, om net stil te raak, stil te wees, met die Here te praat, na te dink oor ons lewens. Ja, aan die een kant is dit goed om nuwe inligting te kry,
Maar as ons daardie inligting nie in ons lewens toepas nie, is dit soos om by 'n tafel te gaan aansit, na die kos te kyk en niks daarvan te eet nie. Mag ons diep nadink oor hoe ons onsself en ander mense oordeel. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons is nie eers bewus van al die kere in ons lewens wat ons deur sisteme, deur stelsels, deur mense geoordeel is, geweeg is en volgens hulle te lig bevind is nie. Hier en daar onthou ons seer herinneringe wat die impak daarvan werklik in letsels kan sien. Maar hoeveel leuns het ons ingebou in die fondasie van ons lewens? Help ons om die leuen te onderskei van die waarheid en wil U die kettinge losbreek van al die oordeelsfoute wat ons kleiner en minder maak as wie ons werklik is. Dankie Here dat U ons wonderbaarlik geskape het. Gee tog dat ons, soos wat die lente aanbreek, ook in onsself kan blom, kan bot, kan groei en vrug kan dra in al die aspekte van ons lewens. Here, laat U koninkryk kom in en deur ons, in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.